ons het hierdie afgelope tyd in ons geestelike kalender, daar is mos 'n geestelike kalender van die Here. Nou ons is besig met 'n baie belangrike konsep op hierdie stadium. Baie keer sal 'n mens sê, maar dit is nou al reeds verby en ek is seker dat Pinkster is nooit verby nie. Ek is seker Pinkster is hier, stem jy saam? Ek is seker Pinkster is vars en ek is seker dat ons kan vandag gesels oor die uitstorting van die Heilige Gees in elke situasie van ons lewe. Glo jy dit vandag saam met my? Nou ons gaan gesels vandag oor die komponent van Pinkster wat niemand van hou nie. Weet jy, daar's so iets. Weet jy, daar's 'n komponent van Pinkster vanmôre wat ek met jou moet deel, en dit is die komponent van Pinkster wat niemand van hou nie. En ek gaan vir jou vra of jy jou Bybel saam met wil oopmaak vandag in Handelinge 1 vers 13 tot 14. As jy jou Bybel hier byderhand het. In Handelinge 1 vers 13 tot 14 gesels ons oor die komponent van Pinkster wat niemand van hou nie. Hoor vanmôre wat sê die woord van die Here, Handelinge 1 vers 13 tot 14, en toe hulle daar kom, dis die disippels, gaan hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. Hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue. Jy sien, die hemelvaart van Jesus het plaasgevind. Jesus het gesê, dis voordelig vir julle dat ek weggaan, want as ek weggaan, dan stuur ek 'n ander Trooster, die Heilige Gees. Hy sal julle leer en lei, sê die woord van die Here, in alle waarheid. Maar vanmôre sê ek vir jou, die probleem daarmee is dat ek en jy in 'n plek is waar ons gewoond is om te vertoef. En dis die komponent van Pinkster wat niemand van hou nie. Jy sien, ek en jy is vanmôre miskien op 'n plek in ons lewe. Ek praat spesifiek met die manne vanmôre hier, met ons vaders, wat dalk in 'n werksituasie sit, dalk in 'n situasie, 'n probleemsituasie, wat hulle al so lank al gewoond is om in te vertoef. En nou is Jesus met sy hemelvaart opgeneem in die hemel en die disippels het nie geweet wat om te verwag nie. Net soos jy wat nie weet hoe gaan jou volgende skuif lyk nie, hoe gaan jou volgende seisoen van jou lewe lyk in jou situasie waarin jy is nie, want die plek waarin jy is die plek wat jy so gewoond is aan om te vertoef. Ek gesels vanmôre met jou kind van die Here oor die komponent van Pinkster wat niemand van hou nie. Ongelukkig is dit vanmôre 'n plek wat ek en jy so lankal in vertoef, miskien in ons huwelik, in ons finansies, in ons besighede, dat ons in 'n situasie sit waar ons vertoef. En dis die komponent van Pinkster wat nie vir ons almal so aanvaarbaar is. So maklik om te verstaan, soveel vrae word geskep in hierdie situasie. Here, ek sal so lank al hier, ek vertoef al so lank al hier, en Here, hoe lank nog moet ek wag en wag en wag? Want die disippels het nie geweet hoe lank gaan hulle vertoef in die bovertrek nie. Al wat hulle geweet het is, hulle het gewag en gewag en gewag. Hoe gaan die uitstorting van die Gees van die Here lyk? Hoe gaan die tonge van vuur lyk? Hoe gaan dit lyk wat al die jare nog vir ons geprofeteer word? Hoe gaan die uitkoms lyk? In 'n plek wat ek en jy gewoond is om te wag en te wag en te wag. Jy sien, kind van die Here, as ek en jy by die huis is, dan het ons almal 'n ding soos wat hier onder hierdie swart doek vanmôre is. En as daar iets is in die lewe wat jou leer om te wag, behalwe jou vrou wat se hare in die curlers is in die môre, en wat moet geblaas word, en dan gedit word, en dan gestruiten word, en dan is dit gedit, en dan is dit gedat. Ek weet, ek ken nou nie al die modeterme nie, maar as jy getroud is, sal jy weet wat is dit om te wag. Prys die Here, moenie nou sê amen nie, anders is jy in groot moeilikheid. Maar daar's nog iets in my en jou huishoudings, wat ek glo die meeste van ons het, en dit is as daar iets is wat jou leer om te wag, is dit jou microwave. Hy leer jou om te wag. Hy leer jou om te wag, en jy sal wag, en wag, en wag. Jy staan voor hom en dan sit jy jou kos in die microwave en dan druk jy start en daar's niks wat so lank is soos om te staar vir die microwave totdat jou kos klaar is nie. Daai's next level geduld hoor. Daai's 'n volgende vlak van lankmoedigheid. Ons almal bid vir die vrug van die Gees, maar gaan staan 'n bietjie voor jou microwave vanmôre om jou koue koffie van gistermiddag warm te maak, dan weet jy wat is lankmoedigheid. Dan weet jy wat is geduld. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, die microwave se deur is toe. Hoor jy wat sê ek vir jou vanmôre? Ek gaan dit weer sê, die microwave se deur is toe.
Paas, manne, vroue, kinders van die Here vanmôre hier, die microwave se deur is toe, weet jy hoekom? Omdat dit wat agter die microwave se deur is, nog nie gereed is nie. Kan ek dit weer sê, die microwave se deur is toe. Die deur in die gang waarin jy staan is toe en daar's nie vir jou 'n uitkoms nie. Jy weet nie hoe lank gaan daardie rooi deur nog toe wees nie, weet jy hoekom? Omdat dit wat God vir jou geestelik voorberei agter daardie toe deur nog nie reg is nie. Al is dit al wat jy vat uit hierdie hele boodskap uit vanmôre, moenie nou gaan nie. Sluit die deure, die sekuriteit, sluit die deure nou. Maar onthou net hierdie vanmôre. Dit wat agter die deur is nog nie gereed nie. Wie wil salmonella hê? Daai vrot hoender siekte. Newcastle siekte. Wie wil dit hê? Niemand nie. Dan sal jy wag vir die microwave om sy werk klaar te maak. Dis die komponent van Pinkster, kind van die Here is daai wag in die bovertrek, daai plek waar jy so gewoond is aan om te vertoef en jy weet nie wanneer gaan die uitkoms van die Here kom nie, maar vanmôre sê die Here vir ons, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur die uitstorting van sy Gees in elke situasie van my en jou lewe, sal hy vir ons 'n goddelike deurbraak gee. Prys hom daarvoor. Maar jy gaan moet leer om te wag. Jy gaan moet leer om te wag. Dis die moeilikste komponent vanmôre, maar dis 'n goddelike verwagting, want God verwag van my en vir jou om te wag. Die plek waar jy gewoond is om te vertoef. Kom ek vertel jou so 'n bietjie van dit. Dis jou ongelukkige huwelik wat net nie regkom nie. Dis jou sieklike, kranklike liggaam wat net nie regkom nie. Die plek waar jy gewoond is om te wag en te wag by home affairs, by die lisensiekantore, die plek waar jy gewoond is om te vertoef, in jou werksituasie waar jy net nie 'n verhoging kry nie. Almal om jou kry 'n verhoging. Almal om jou kry 'n bevordering. Almal om jou kry 'n antwoord van die Here. Almal om jou bid, maar jou gebede word nie geantwoord nie. Die plek waar jy gewoond is om te vertoef, is 'n plek wat jou in die nagte wakker hou. Jy lê en probeer slaap in die nagte, maar 3 uur die môre dan ruk iets jou wakker. Dan sê jy vir jouself, o ja, ek is nog steeds in die plek waar ek gewoond is om te vertoef. 'n Plek van depressie, 'n plek van angstigheid, 'n plek waar jy voel jou gebede word nie beantwoord nie. Dis 'n plek van swaar kry, dis 'n plek van seer kry, dis 'n plek van vernedering, dis die plek waar jy gewoond is om te vertoef. Elkeen van ons wat hier sit vandag het 'n plek waar ons gewoond is om te vertoef, net soos die disippels in die bovertrek gewag het vir die antwoord van die Here, maar hulle was gewoond om te wag en te wag en te wag. Elkeen wat vanmôre hier is iewers in ons lewe op 'n grondgebied in 'n plek waar ons gewoond is om te vertoef. Weet jy wat's moeilik van die plek waar jy gewoond is om te vertoef? Jy sit voor die microwave en jy kry al die belofte van die Here, maar daar's nog nie 'n aflewering vir jou nie. Jy sit daar en jy sien hoe kom die stoom uit. Moenie 'n gekookte eier dop hou nie, jy sal jou oog verloor want hy gaan die deur afskiet, prys die Here. Maar jy gaan hier voor die microwave wag, jy gaan naderhand sien hoe lekker word die kos daar binne, jy gaan naderhand ruik hoe lekker ruik die kos, jy gaan naderhand beleef wat gaan hier binne aan. Maar die narigheid van die saak is, dis nie joune nie totdat die tyd nie klaar is en God gesê het, maak oop die deur, want ek het vir jou 'n bonatuurlike antwoord nie. Jy ruik dit al klaar. Jy wag al reeds vir dit. Jou oë vertel vir jou hoe lekker is hierdie hoender wat nou hier gaan uitkom. Jou mond vertel vir jou mond water al. Jy kan dit sien, jy kan dit ruik, jy kan dit beleef en jy kan nie meer wag nie. Maar hierdie timer hierbo is die skrif aan die muur. Wat het die skrif aan die muur gesê, Pastor Jimmy, in Hebreëus? Mene tekel u vars en te lig geweeg en te lig bevind. Is dit nie so nie? Te lank gewag, wag nog so klein bietjie. Wag op die Here, sê die woord van die Here, o ganse Israel, moenie hom oopmaak nie, want dit wat daar binne is nog nie reg vir jou nie. Ek en jy is vanmôre op 'n plek in ons huwelik, 'n plek in ons finansies, 'n plek in ons werke, waar ons gewoond is om te wag, en die wag is nie meer so lekker nie. Ons paas wat vanmôre hier gestaan het, weet hoe dit voel as 'n kind vra, hoe ver nog? Hoe lank nog? Wanneer gaan ons stop? Wanneer gaan ons aftrek? Wanneer? Hoe ver nog? Hoe lank nog? Wanneer gaan ons stop? Wanneer kan ek badkamer toe gaan? Wanneer kan ek 'n koeldrankie kry? Wanneer kan ek sweets kry? Wanneer kan ek chips kry?
Kan ons paas daarmee saamstem vanmôre? Nou moet jy weet hoe voel die Here. Here, hoe lank nog? Here, hoe lank nog moet hierdie snorkende ou vrou hier langs my? Hoe lank nog, Here, hoe lank nog? Here, hoe lank nog moet ek ruik? Wat gaan aan in hierdie microwave, maar hoe lank nog mag ek nie die knoppie druk nie, want dit wat daar binne is nog nie gereed vir my nie. Here, hoe lank nog? Moet jy weet hoe voel die Here, net soos ons paas. Jy voel naderhand jy wil skree. Gelukkig kan die Here nie op ons skree nie, want hy's lief vir ons. Stem jy saam daarmee? Hy's lief vir ons, hy's 'n goeie Vader. Hy sê in sy woord, ons wat slegte paas is. Hy sê dit so. Wat weet om goed aan ons kinders te doen. Hoeveel te meer gaan hy aan ons doen wat 'n goeie Vader is. Ons goeie Vader in die hemel. Ek eer hom vanmôre want hy's ons Vader in die hemel en hy's ons goeie Vader. Hy weet, prys hom vanmôre. Hy weet hoe druk ons daai microwave se knoppie. Hy weet dit. Dan kom my vrou verby. Met daai hakskoentjies, dan trippel sy so by ons mikrogolf verby. Dan sien sy nog te veel water in die rys. Dan druk sy hierdie plus 30 seconds nog so 'n paar keer. Dan wil ek eers skree, hoor. Jy weet, soms wag ons, dan dink ons die Here gaan nou vir ons antwoord. Hy gaan nou, die deur gaan nou oopgaan. Hy gaan nou so piep sê. En dan kom die kok verby, dan sê die kok, nee, wag so klein bietjie. Dit wat hier binne is, gaan groot wees, gaan wonderlik wees, gaan wonderbaar wees, sê die Here vanmôre. Dit wat hy vir jou instoor het, kind van die Here, is lewe en oorvloed. En hy gaan verbykom en nog so 'n paar keer die 30 sekonde knoppie druk, want wat hy vir ons daar binne instoor het, is groter as wat jy ooit voor kan bid of dink of verwag. Ek weet sy salwing is hier vanmôre. Ek weet sy Heilige Gees is hier vanmôre. Glo jy dit saam met my? Wil jy nie net 'n bietjie prys daarvoor nie? Hy's hier. Hy antwoord jou vanmôre ver groter as dit wat jy ooit voor kan bid of dink of verwag. Ek lees nou die dag 'n grappie op die Facebook. Hulle sê, is daar iewers 'n plek wat ek 'n microwave kan koop wat nie so hard beep nie? Want as my microwave beep, dan vra almal vir my, wat gaan ons nou eet? Prys die Here. Dis nou net 'n ma wat so iets sal opsit. Die pa se hart is mos oop. Hy wil hê almal moet saam eet, maar anders is die ma wat altyd moet regmaak met die kos, behalwe in ons huis, prys die Here. Maar hierdie microwave is 'n plek wat jou leer om te wag, 'n plek wat jy gaan moet gewoond wees om te vertoef. Kom ek sê vanmôre vir jou, wat moet jy maak met die plek waar jy gewoond is om te vertoef? Die plek wat jy gewoond is om te vertoef, is die plek wat jy gaan moet volhard in gebed en smeking. Want dis wat die disippels in die bofortrek gedoen het. Hulle het gevertoef en gewag en gewag en gewag en gewag, maar hulle het volhard in gebed en smeking. Jy gaan jouself narmaak, jy gaan kranksinnig raak as jy vir daai mikrogolf sit en kyk vir 20 minute en kyk hoe die kos draai en draai en draai en draai. Neem jou tyd op met iets anders. Weet jy waarmee kan jy jou tyd opneem? Met 'n proses wat die proses kan aanhelp en verbeter. En dit is om jouself te verootmoedig in gebed en te sê, Here, ek gaan net soos die disippels volhard in gebed en smeking. Jy kan daai stuk gaan lees in Handelinge. Hulle sê daar, saam met 'n aantal vroue by hulle. Omring jouself met vroue wat kan bid, hoor. Waar's die mans vanmôre? Waar's die paas? Die Here weet daar's vrouens wat kan bid. Die Here weet daar's bidsters vanmôre hier in ons midde. Omring jou met hulle. Bel jou ma, sê as sy nog hier is, sê vir haar ma, bid saam. Want ek wil vanmôre vir jou sê daar's baie dinge wat voor die Here gebring word, maar een van die belangrikste dinge is die gebed van 'n biddende moeder vir haar kinders, vir haar familie, vir haar mense. Kry 'n vrou om saam met jou te bid. Hulle kan bid, hoor. Hulle kan. Daar's vrouens in hierdie gemeente wat weet wat dit is om te bid. Maar in jou wagseisoen moet jy volhard in gebed en smeking. Daar's soms 'n situasie in ons lewe wat ons net nie kan wag nie en dan vat ons reg in eie hande. Hoor wat sê die woord van die Here. Abraham en Sara kon nie wag nie. Abraham was al in die 80 gewees. Toe sê hy vir die Here, Here, ek gaan nou maar alles wat ek het, gaan ek bemaak aan een van my slawe. Dit wat ek het op hierdie aarde met mekaar gemaak het, gaan ek maar gee vir ander mense omdat ek kinderloos is. Toe sê die Here vir hom, Abraham, gaan gou saam met my buitekant toe, dan kyk jy gou al hierdie sand wat hier is, al die sterre in die hemel, so baie sterre in die hemel, so baie sal jou nageslag wees. En hy sê vir hom, Here, dis onmoontlik, want ek is alreeds so ver gevorder in my jare. En God gee vir hom 'n belofte. Hierdie mikrogolf gee jou 'n belofte van lekker kos wat daar gaan uitkom.
Jy hoor hom woe werk en jy kan sien hoe draai die kos, jy kan dit ruik, jy beleef wat gebeur daar binne en net so gee God vir jou 'n belofte. Maar moenie vanmôre dieselfde fout maak as Abraham en Sara nie, hoor. Want Abraham en Sara kon nie wag nie. Toe Abraham by die huis kom, toe sê hy vir Sara, so spreek die Here. Sy sê, wat? Jy is al in die 80, hoe gaan jy en ek kan kinders hê? En pas op vir plan B, hoor. Dadelik sê Sara, gaan na my bediende toe, my slavin, gaan na haar toe, gaan in by haar, dat God se belofte vir jou 'n realiteit kan word. Pas op vir plan B, hoor. Pas op vir jou eie planne. Pas op vir jou eie idees. Jou eie manier hoe dinge gaan moet uitwerk. Pas op vir die raad van Sara. Ek bid die Here, my vrou stuur my nie na ons slavin toe by die huis nie. Ons bediende, dit sal nooit werk nie. Maar sy stuur vir hom, sy sê, gaan daar. Ons bediende, sy sal die ene wees wat die belofte van God vir jou 'n realiteit kan maak. Want sy's jonk en sy's mooi. En God sê, nee, dis nie wat ek vir jou in gedagte het nie. En op toe Abraham 86 jaar oud is, toe word sy eerste kind by die slavin gebore, Ishmael. It wasn't the plan of God. Dis nie God se plan om voordat die tyd verby is, hierdie knoppie te druk en hom oop te maak nie. Dis nie God se plan om voor die tyd jou eie plannetjies te maak, nadat God vir jou 'n ondeurgrondelike belofte gee nie. En weet jy wat gebeur? Nog 13 jaar verloop. Dit was nie God, Ishmael was nie God se plan nie, maar nog 13 jaar verloop. 13 jaar toe is Sara nou al 90 jaar oud. Sy is lang tyd nou al by haar menopause verby. Dis wat dit is, kind van die Here. Sy is lank al, die hot flashes het al gekom en gegaan. Sy is 90 jaar oud. Haar man is 99 jaar oud. En hulle sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog, Here? Ek kan nie meer wag nie. Ek het al op ouderdom 86 die knoppie gedruk, maar Here, ek kan nie nou meer wag nie. En die Here sê, sy sal swanger word, en sy sal 'n seun baar, en julle moet hom Isak noem. Jy sien, soms raak ek en jy so geïrriteerd met die proses, so gefrustreerd met dit wat hier binne aan die gang is, dat ons net nie kan wag nie, maar dan haastige hond verbrand sy mond met die kos wat daar binne is. Of jy eet 'n rou stuk hoender wat God nooit vir jou in gedagte gehad het nie. Ek gesels vanmôre met jou oor die komponent van Pinkster, wat niemand van hou nie, want dit is nie lekker om te wag nie. Dit is nie lekker om net terug te sit en te sê, Here, ek sal nog bietjie bid, Here, ek sal nog bietjie vra, Here, ek sal nog so klein bietjie wag, nog 'n klein bietjie vertoef. Ek wil nie meer wag nie. En wil ek vanoggend vir jou wat wag, wil ek 'n woord van bemoediging gee, Handelinge 2 vers 2 en vers 4. Dit waarvoor jy wag, word skielik 'n realiteit. Hoor wat sê ek vanmôre vir jou? Kan jy jou vingers so saam met my klap? Dit waarvoor jy wag word, klap bietjie jou vingers saam met my vanmôre. Dit waarvoor jy wag word, skielik 'n realiteit. Hoor wat sê die woord van die Here, en daar kom skielik. Dis nie ek wat sê skielik nie, dis die Bybel wat sê skielik. Daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul met dit waar hulle gesit het. Daai lang piep knoppie soos iemand wat dood is. Dis daai mos daai hart-longmasjien klank wat 'n mikrogolf ook so goed kan namaak. Dis as die kos nou gekom het. Kom skielik. Jy dink nog jy wag. Jy dink nog jy kyk. En dan ewe skielik uit die hemel geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Vers 4. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, dit waarvoor jy wag. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê. Gaan, maak bietjie so, gaan skielik. Maak bietjie weer so, gaan skielik 'n realiteit word. Vra maar vir die disippels. Hulle het nog gesit in die plek wat hulle so lank al vertoef, en die volgende oomblik, toe kom daar 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. Vra maar vir Abraham, ewe skielik. Sy vrou lag nog en sê, ek ou vrou, ek sal nooit 'n babietjie kan hê nie. Skielik, toe voorsien die Here vir hulle, en hulle het gedink dit is alreeds te laat. Kan ek vanmôre gou vir jou sê? En ek wonder of jy jou hand saam met my kan opsteek as jy dit saam met my glo vandag. Jou deurbraak gaan skielik 'n realiteit word. Wil jy jou hand vanmôre opsteek en sê, Here, ek noem vanmôre my realiteit voor U, en ek vra dat U vir my skielik sal voorsien.
Want jy moet weet wat dit is om te bid, om te wag voor die mikrogolf se deur. Jy moet weet wat dit is om in eendragtigheid in gebed te kan spandeer voor die antwoord van die Here vir jou 'n realiteit gaan word. Ek sê vanmôre vir jou, die komponent van Pinkster wat niemand van hou nie, is om te wag. Ons lees in die woord van die Here op meer as een plek wat se significance, soos wat die Engelsman sê, is daar om te wag en te wag en te wag, maar terwyl jy wag moet jy bid. Terwyl jy wag moet jy hom soek. Psalm 27 vers 14 sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Kind van die Here, vanmôre sê ek vir jou wag. Wag op die Here, wag op die Here, laat jou hart sterk wees, moenie moed verloor nie, skep nuwe moed. Vanmôre sê die Babels, vat nuwe moed, vat nuwe hoop en sê, Here, ek gaan wag, totdat U vir my die deur gaan oopmaak. Here, ek gaan wag voor hierdie deur, al ruik ek al hierdie juicy sappe van hierdie hoender wat nou voorberei word, in hierdie mikrogolf vir my vandag. Here, ek gaan wag, want ek weet om te kan wag, is 'n goddelike verwagting wat hy van my en van jou het. Dis 'n opdrag, wag op die Here. Ja, wag op die Here. Een Bybelvers 2 keer, wag op die Here. Klaagliedere 3 vers 25 sê, die Here is goed vir hulle wat op hom wag en hom soek. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, daar's 'n verwagting van die Here vanmôre vir my en vir jou om op hom te wag. Dit is nie maklik nie. Dis nie lekker nie, en die plek wat jy nou is dalk 'n plek van moedeloosheid, is dalk 'n plek van wanhoop, is 'n plek wat jy voel jy weet nie hoe gaan môre lyk nie, want jy so moeg gewag en gewag en gewag en gewag en jy kan nie meer aangaan om so te wag nie. Maar vanmôre sê die Here vir jou, as jy gaan wag op die Here, hulle wat op die Here wag, Jesaja sê wat? Kry nuwe krag. Ek gaan dit weer vir jou sê, hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle wat vanmôre op die Here wag, kry nuwe krag. Woord van die Here sê, hulle sal opvaar met vleuels soos arende. Hulle sal wandel en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nie mat word nie. As jy dink dit gaan jou uitbrand om te wag, uitput om te wag, inteendeel. Dis waar jy nuwe krag kry. Dis waar jy nuwe spoed kry, as jy sê, Here, ek wag op U alleen. Here, ek sit alles weer terug in U hande. Here, my finansies, my huwelik, my besigheid, my werksituasie, my huwelik, alles. Here, ek sit dit terug in U hande. Ek gee dit vir U en ek gaan wag vir U, want as ek op U wag, gaan ek nuwe krag kry. Ek sal opvaar met vleuels soos arende. Ek sal loop, ek sal nie moeg word nie. Ek sal wandel, ek sal nie mat word nie. Waarom? Omdat die Here vanmôre vir jou nuwe krag gee as jy die Pinkster ding sal doen. En dit is om te wag op die Here. Kind van God, terwyl jy vanmôre wag op die Here, terwyl jy wag in die bovertrek wat jy al so lank vertoef, is die opdrag van God vanmôre, terwyl jy wag, is om te volhard in gebed, te volhard in smeking, te volhard om te vra. En ek wil jou vanmôre vra om op jou voete te staan. Ek gaan ons voorgaan in gebed, en ek wil vanmôre vra, die Here sê, hy is die kenner van die hart en die toetser van die niere. Noem jou gebedsversoek vanmôre voor hom. Roep dit uit. Sê dit in jou gedagtes. Praat met die Here terwyl ek vir ons gaan intersessie vanmôre. En dan gaan ek bid en sê, Here, luister na elkeen se behoefte, elkeen se begeerte. Here, kom deur vir elkeen wat vanmôre in 'n wagseisoen is en maak vir hulle die sluise van die hemele oop. Here, ontmoet hulle waar hulle wag. En dan weet ek, is dit wat die Here vir jou agter daardie toedeur het. Iets wat jou grootste verwagtinge gaan oortref. Kom ons staan vanmôre saam. Kom ons kry daai gebedsversoek in ons hart vanmôre. Roep dit uit. Ons is nie skaam hier nie, hoor. Maar as dit privaat is, sê dit in jou hart vir die Here. Bedink dit en sê, Here, daardie een ding. Here, daardie een ding wat ek net nie oorwinning kry nie, daardie een ding, Here, praat met my, deel met my, gee vir my die goddelike antwoord, gee vir my die deurbraak. En ek weet die Here wat vanmôre ons goeie Vader is in die hemel op Vadersdag, sal nie vir ons 'n klip gee as ons vra vir 'n brood nie, sal nie vir ons 'n slang gee as ons vra vir 'n vis nie. Kom ons kry daai ding in ons hart vanmôre en kom ek gaan vir ons voor in gebed. Here, wat 'n voorreg vanmôre om met ons Pa te kan praat. Soveel mense het nooit die geleentheid gehad om met hulle Pa te kan praat nie. Soveel mense kom uit 'n slegte pa en seun of pa en dogter verhouding. Soveel mense het seer as hulle dink aan hulle pa. Miskien is hulle baie lief vir hulle pa, maar hulle pa is nie meer hier nie.
Maar vanmôre op Vadersdag 2025, Here, weet ons het ons 'n goeie Pa in die hemel. Sy naam is die groot Ek is. Sy naam is die een wat is, wat was en wat sal wees. Die een wat nooit sy rug op ons sal draai nie. Die een wat vir ons 'n goddelike belofte het agter 'n toedeur vanmôre, wat vir ons op die regte tyd die belofte sal gee. Here, ons is bly vanmôre om te weet dat U het vir ons groot dinge in store. Jeremia 29:11 sê, die planne wat U vir ons het is planne van voorspoed en nie teëspoed nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te kan gee. Johannes 10:10 sê, U het gekom dat ons kan lewe hê, ja, lewe in oorvloed. Ek is opgewonde, Here, om te weet dat elkeen wat vandag hier is die mede-erfgename van die lewe en lewe in oorvloed wat U vir ons in store het agter 'n toedeur op elke grondgebied van ons lewe in die naam van Jesus Christus. Maar Here, U weet van elkeen se onuitgesproke gebedsversoek vanmôre. U weet van elkeen se uitgesproke gebedsversoek vanmôre. U weet van elke probleem en elke situasie, elke grondgebied wat elke persoon vanmôre in 'n wagkamer sit, wat hulle voor die mikrogolf se toedeur staan en sê, Here, ons kan nie meer nie. Here, ons kwyl al vir die antwoord, ons kwyl al vir die uitkoms, ons kan nie meer wag nie, ons wil nie meer wag nie. Wil ek vra dat U hulle sal eer in die wagperiode waarin hulle al so lank vertoef. Maar Here, dat U vir hulle sal herinner, wat is die groot goddelike belang daarin om te kan wag? Want as ons op U gaan wag, gaan U vir ons gee nuwe krag. Here, ons sal opvaar met vleuels, soos die arende. Ons sal hardloop en nie moeg word nie, ons sal wandel en nie mat word nie, want U gee vir ons 'n vars uitstorting van die Heilige Gees, net soos op die dag van Pinkster. Help ons om eendragtig saam te kan bid oor elke gebedsversoek, Here, wat ons in die nagte wakker hou. Elke uitdaging wat ons voor 'n mikrogolf se toedeur hou, help ons om eendragtig daarvoor te kan bid en te kan wag. Want ek weet op die regte tyd, Here, sal U vir ons die sluise van die hemele oopmaak. Dis my gebed vanmôre vir elkeen wat hier is. Dankie vir elke pa wat vandag hier verteenwoordig is. Dankie vir elke huishouding, dankie vir elke biddende moeder, vrou, dogter agter al ons paas. Dankie vir al ons jong seuns. Dankie vir almal in hierdie huis vanmôre. Ek bid dat U elkeen sal seën ryklik na die rykdom van U genade, dat U hulle sal toevou in die hand van genade, van ontferming, van barmhartigheid, dat U voor ons sal uitgaan, die pad vir ons gelyk sal maak, en dat hierdie nuwe week waarin ons sal ingaan, dat dit 'n week van jubel sal wees, 'n week sal wees waarin ons gaan juig. Miskien is die antwoord nog nie hierdie week nie, maar ons sal leer om U te prys in die gang, terwyl ons wag vir 'n deur om oop te gaan. Daarvoor loof ons U, Here, daarvoor prys ons U, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. As jy vanmôre iets ontvang het by die Here, wil jy hom 'n lekker lofoffer gee? Wil jy sê, dankie Here, U lewe, U's op die troon en U sal my nooit ooit begewe en my nooit verlaat nie. Baie, baie dankie kind van die Here, dankie dat jy vandag se diens bygewoon het. Ons is seker dat jy dit so baie geniet het soos ons wat dit vir jou aangebied het, en ek weet dat die Here is die een wat vir jou binnekort die deur oopmaak. Hou goeie moed, staan vas in die geloof en die Here maak sy sluise van sy hemele vir jou oop. Die Here seën jou. Geniet die week wat voorlê. Daar's nie young adults vanaand nie. Ons sien uit om jou volgende Sondag môre om 9 uur weer hier te sien, selfde plek in die huis van die Here. Mooi bly.